mense vind satisfaksie in revenge flicks, behalwe hulle vind nie satisfaksie in die regverdigheid van die Here nie. Goeiedag aan elkeen van die luisteraars wat ingeskakel is hier by Om die Woord. En ook so baie welkom vir Dominee Teens en dan ook vir broeder Pieter. Baie lekker om julle hier te hê. Nou vandag gaan ons 'n bietjie saamgesels en praat oor vraag en antwoord 51 en 52 in die Heidelbergse Katekismus. En ek sal vir ons dan ook begin deur dit te lees. Ekskuus jou Piet, jou Teens. Het klink asof jy iets wil sê. Ekskuus net daaroor. Ek lees vir ons dan uit vraag en antwoord 51 en dan sal ek ook na die tyd 52 ook lees. Maar 51 vra dan, watter nut bring hierdie heerlikheid van ons hoof Christus vir ons? So as ons laasweek sin na kyk, dan verstaan ons hierdie heerlikheid wat daar bedoel word is, waar wil Christus in die regterhand van God die Vader sit, waar hy die mag het in daardie posisie. En dan is die antwoord, en wat ons saam belei met die katekismus, in eerste, dat hy deur sy Heilige Gees die hemelse gawes in ons, sy lede, uitstort. Ten tweede, dat hy ons met sy mag teen alle vyande beskerm en bewaar. Dan, vraag en antwoord 52, wat dan hierop volg, hoe word jy getroost deur die wederkoms van Christus, om die lewendes en die dooies te oordeel? En dan is die antwoord van die katekismus en wat ons ook saam belei, dat ek in alle droefheid en vervolging dieselfde persoon met gespanne verwagting as regter uit die hemel verwag, wat hom tevore in my plek voor die regbank van God gestel en alle vervloeking van my weggeneem het. Verder, dat hy al sy en my vyande in die ewige verdoemenis sal werp, maar my saam met al die uitverkorenes na hom in die hemelse blydskap en heerlikheid saamneem. So, ons sien hierdie eintlik is 'n baie troostryke gedeelte van ons katekismus. Weer eens, die katekismus word geken as die troostboek van ons gereformeerdes. En ons sien ook dat die vraag 52, vraag en antwoord 52 word spesifiek gefokus op die troos wat Christus sy heerlike posisie aan die regterhand van die Vader vir ons bied. Maar met dit dan gesê, sien ons ook daar in vraag en antwoord 51 daar gepraat word oor die hemelse gawes wat oor die uitverkorenes uitgestort word. Nou, ek wil by julle maar nou hoor, gawes wat baie genoem word in gesprekke oor die charismatiese kerke. Gewoonlik word daar gepraat van praat in tale, maar hoe moet ons as gereformeerdes hierdie gawes wat daarvan gepraat word verstaan in ons katekismus? Enigiets wat jy kan gebruik om diensbaar te wees. Iets in jou gegee is, of dit nou geld is, of nou vaardighede is, of dit nou opleiding is, wat ook al, wat jy kan gebruik om diensbaar te wees, is 'n gawe van God af, en jy kan gebruik om te eer. Die wat nou in Kashetas, ek dink die Koreaanse pastoor by die Engelse wijk gewerk het, nou Hakim, hy het 'n plat manier gehad wat dinge stel, en hy het gesê, as jy 'n gawe het om goeie toilette skoon te maak, doen dit vir die gemeente, doen dit vir die Here. En dit is dat enigiets wat jy kan doen, is 'n gawe. Nou. Ja, ek dink 'n mens kan wel bietjie spesifiek wees, mens lees in Efesiërs 4, lees mens van 'n baie besondere manier hoe Paulus Psalm 68 aanhaal en toepas op die geestelike gawes. So daar argumenteer hy eintlik die Here se hemelvaart, sy oorwinning oor die dood en uiteindelik sy hemelvaart is hy het dit dui aan dat hy klomp goeders gebyt het, né, soos in 'n oorlog, 'n koning wat
sy vyand verslaan en dan 'n klomp en dan sy goed vat, nê. So Christus het 'n klomp dinge gebyt en as ons nou mooi daai argument by Paulus volg, as sien ons hy het die gelowiges uit ons gebyt by die duiwel. Hy het die duiwel gewen en ons gevat, nê. En dan sien 'n mens hy deel ons dan aan mekaar uit. In die eerste plek as gawes, nê. So daarso staan ook hy het sommige gegee as apostels en profete en so die gawes dink ek moet ons in die eerste plek verstaan as dis die gelowiges self, Christus wat ons aan mekaar uitdeel. Maar Christus wat ons dan ook met bepaalde gawes ja, ek sal nie sê talente nie. Ek sou eerder sê dat ons geestelike gawes gee om mekaar in waarheid en liefde te dien, nê. En dit gebeur alles vir die opbou van die gemeente, nê. So die gawes is dink ek iets wat spesifiek gerig is op die opbou van die gemeente, dat ons mekaar opbou in waarheid en in liefde. As 'n mens daai argument volg in Efesiërs 4. Maar die gelowiges is in die eerste instansie mekaar se gawes. Die Heilige Gees is ook, hy is die voortreffelikste gawe, die eerste gawe, maar die gelowiges is mekaar se gawes en amptdraers is gawes en hulle bedien mekaar met die waarheid en die liefde en die Here stel hulle in staat om die waarheid en die liefde so te bedien dat dit tot opbou van die liggaam is. Ja. Ekskuus Kalk, ja, so net om saam te vat, so gawes is dit word in oorlogsterme gepraat, nê. Dis nou nogal duidelik, nê. Christus het gekom, hy het die duiwelse goeders gevat met sy oorwinning en nou deel hy die byt deel hy uit as gawes aan die gelowiges. Ja, dit is interessant ook dat ons geloof word ook 'n gawe genoem. So is eintlik maar soos wat jy nou sê, die Here deel die byt uit, hy deel uit, hy gee vir ons, hy gee ons geskenke, dit is ons gawes wat hy ons bied. So enigiets wat die Here ons gee, en jy moet my reghelp as ek dalk verkeerd my verstaan, enigiets wat die Here ons gee, is 'n gawe van die Here af. En daar is verskille tussen gawes, byvoorbeeld jy kan dan in hierdie konteks hierso moet ons dit verstaan as die geestelike gawes wat die Here ons gee. Maar die brood wat die Here jou gee elke dag, is ook 'n gawe wat jy ontvang uit sy hand uit, omdat dit 'n geskenk is. Ja, dit word dan net onderskei van die geestesgawes, dink ek. Ja. Die brood. So dit is ook 'n seëning wat die Here vir jou gee. En ons moet dit ook maar sê, ons wyk nou so 'n bietjie af, nê, maar dat die Here ons versorg met fisiese kos, dit is ook vanweë die verdienste van Christus. Die Here versorg ons nie met een of ander algemene tipe genade nie. Hy versorg ons vanweë die verdienste van Christus, nee. Dis hoekom hy sy guns aan ons uitdeel. Of ons in sy guns laat deel eerder. Ja. Nou, hy skenk aan ons daaglikse brood deur die brood van die lewe. Ja. Maar dan as ons nou dink ek wil nie te veel afwyk nie, maar waar kom die versorging van ongelowiges aan vandaan? Selfde plek? Nee, so ek dink ons moet maar mooi onderskei, nê. Dieselfde ding beteken nie vir 'n gelowige jy kan vir 'n ongelowige 'n ander doel dien, nê. So ek dink dis maar hoe ons dit moet sien. Die ongelowiges ontvang nie die brood wat hulle eet as hulle in opstand teen God is, ontvang nie die brood wat hulle eet as teken van sy guns oor hulle nie. So dis nou nogal iets, mens kan veral die boek Prediker lees met die oog daarop, maar dieselfde ding kan vir 'n gelowige tot seën wees en vir 'n ongelowige tot vervloeking. Dink 'n mens kan maar so sê. Ja, en dis ook deel van die Here se algemene genade, dat hy sy genade so openbaar dat hy dit laat reën oor die gelowige en die ongelowige se grond. So dit waar die algemene genade inkom, en dis wat ek nou net vra. Ja. Okay. So ek wil net eens 'n bietjie op daai uitgebrei het. As ons noem moet ons die gedagte klaar maak. Maar ja, kom ons beweeg aan.
Dis jou rustig. Maar eintlik nou interessant, as ons nou praat oor gawes, dan moet ons ook die Here se beskerming as 'n gawe hê. Sy beskerming en sy bewaring. Maar die beskerming en die bewaring wat Christus ons dan bied, wat ons van lees in vraag en antwoord 51, wat beklemtoon dit dan vir ons van Christus? Ons het so 'n bietjie gepraat oor Christus se amp en sy fasette. En so word daar dan ook 'n deel daarvan beklemtoon in die feit dat die Here daarin, waar hy in die regterhand van die Here sit, dat hy ons bewaar en beskerm. En mens sien, dink ek, die feit dat Christus koning is, nê. As mens mooi die Ou Testament ook lees, mens kan amper sê die Here het dit so vir ons, het Christus vir ons so laat vooruitskadu. Dawid beklei, Dawid maak oorlog en dan kry 'n mens die uitdrukking telkens en hulle het rus gehad van hulle vyande rondom. Nee, so dis daardie volkome rus is nog iets wat ons afwag, maar 'n mens sien duidelik die feit dat Christus beskerm en onderhou dit hy op sy koninklike amp. Ja, nee, dis dan interessant ook dat Pieter het nou gepraat van die ongelowiges. Dat daar blyk asof hulle ook guns ontvang uit die Here se hand uit. En die algemene genade van die Here bestem dit so dat daar gereën word op die ongelowiges se grond, dat die ongelowige ook brood kry om te eet. Maar dan is daar nog 'n vraag wat ons daarop kan vra. Hoe moet ons as gelowiges dan die konsep verstaan daar waar dit lyk asof die ongelowiges die oorhand kry oor die Here se volk, oor die gelowiges. Daar waar dit lyk vandag ook al baie weer vandag gesien in die nuus dat veral dan in Nigerië, daar waar daar mense is wat doodgemaak word vir die geloof, daar waar dit lyk dat die ongelowiges, die vyande van die gelowiges en van die Here, dat dit lyk asof hulle die oorhand begin kry. Hoe moet ons as gereformeerdes daardie konsep verstaan? Hoe moet ons sin maak daarvan? Want dit is 'n gewilde vraag in die Bybel ook, en dit het oor en oor so gelyk. Baie keer word dit as gevolg van oordeel tussen Israel en Juda se geval, die volkere wat kom en God se volk wen en wegvoer, dan is dit God se oordeel. So baie keer het mense dalk nie net dink dat jy is die regverdige en God oordeel eers in sy eie huis. En dit sê ek nie gebeur in Nigerië nie. Dit is dit moenie daai lyne direk by mekaar trek nie. Dis nie wat ek dit bedoel nie. Maar ook dit, baie keer as jy ondergang het, moet jy selfondersoek doen. Maar in beide gevalle, of dit nou is dat God dit stuur en of dit is dat dit net so blyk asof ongelowiges of onregverdiges die oorhand kry, bly God in beheer. Daarom kon die digter van Psalm 73 sê dat ja, dit lyk asof ek my hande onnodig gewas het. Dit lyk asof ek onnodig in die wet vasgehou het, maar ek weet wat hulle einde is. Ons kan rus vind in die wraakpsalms, ons kan rus vind in God se wraak, wat veral in die klein profete geopenbaar word. Want God se wraak is sy regverdige oordeel. 'n Huidige toestand is nie 'n eindbestemming nie. En mens hoef nie God te kan verstaan en hom te kan vertrou nie. Mens weet hy is 'n wreker, mens weet sy oordeel is regverdig en mens kan aanhou daarin vashou. Ja. Ek dink wat ook belangrik is, daai ding wat Paulus skryf van die Here wat vir hom gesê het, my krag word in swakheid volbring, nê. Die Here stel sy heerlikheid ten toon. Hy wys dit deur sy sterkte vanuit swakheid te bewerk, nê. Dan is dit duidelik dis hy wat optree. As dit lyk of die vyande van die kerk die oorhand oor die kerk kry, dan dink ek moet mense dit so sien, nê, dat die Here sy krag in swakheid volbring, terwille van sy eer en ook terwille van ons, nê, dat ons nie hoogmoedig raak oor ons eie vermoëns of ons eie planne of enige so iets nie. Ja,
Ja, dis nou eintlik baie interessant wat jy dit noem, nê, en dat hierdie gedagte wat Paulus nou ook vir ons gee is dan belangrik om saam met ons te neem. Dat daar waar ons lyding ondergaan, moet ons ook die Here se krag raak sien in ons lewens, daar waar ons genadig is, daar waar ons bystaan. Petrus noem self dat ons word gelouter, ons geloof word gelouter deur die beproewinge wat ons deurgaan. En so met dit 'n gedagte met die wederkoms altyd in gedagte met ons lewenswandel. Waarom is dit dan so belangrik vir ons om te onthou dat die vervloeking wat van ons af weggeneem is, waarom is dit belangrik om dit altyd in gedagte te hou as ons altyd fokus op die wederkoms? Waarom is dit nodig vir ons as gelowiges om altyd te besef die vervloeking wat oor ons bestem was, is weggeneem as ons dink oor die wederkoms van ons Here Jesus Christus? Sal jy daai vraag kort stel? Ek wil hom kan antwoord, maar Nee. ja, Dis ek wil rustig. net die lyne volg. Ja, so die vraag is eintlik maar, waarom is dit belangrik vir ons om altyd te onthou en altyd te besef dat die vervloeking wat op ons bestem was, is weggeneem as ons altyd aan die wederkoms dink, as ons die wederkoms in gedagte hou. Al dit is ons praat nou oor gawes, is die grootste gawe wat ons kon ontvang. Dis die grootste gawe wat ons kan gebruik in die kerk, dat ons as mense wat gered is kan werk, dat ons koninkryksburgers is. Dit is wat dit sinvol maak om te werk. Ons moet dit onthou ook gekoppel aan die vorige idee van God se krag word in swakheid volbring. As ons afhanklikheid van die begin af besef, beteken dit dat wanneer ons moeilike tye kry, gaan ons makliker in afhanklikheid kan leef. Terwyl as ons hierdie idee het dat kyk hoe 'n groot sterk man is ek, kyk wat doen ek als vir die kerk, kyk hoe goed gaan dit die kerk weens wat ek doen. Wel ja, dan gaan afhanklikheid jou nie mooi pas wanneer dit nodig is nie. Ja. Ek dink om by te voeg dalk die dag van Christus se wederkoms is 'n dag van wraak, né? Waar Christus gaan kom om wraak uit te oefen oor sy en sy kerk se vyande, soos dit in die katekismus staan, né? En so dis 'n dag waar hy die vloek van God oor hulle sal voltrek. Die feit dat ons vervloeking weggeneem is, sê vir ons dit is 'n dag wat ons met ander woorde nie hoef te vrees nie. Dieselfde Christus wat ons vervloekinge op hom geneem het, gaan kom en hy gaan self oordeel. Tussen skape en bokke, soos ons in Matteus 25 ook lees. Dis baie interessant. Dit word saam ingedeel en dit is vorm een gedagtegang. Die gelykenisse van die waardevolle skat, die waardevolle parel, word direk gevolg met die gelykenis van visse, van die visse wat geskei gaan word aan die einde van dae. So dit wil voorkom asof die absolute waarde van die koninkryk direk gekoppel word aan die skeiding, die oordeel wat gaan kom. So dis ook dit, die koninkryk is waardevol, die koninkryk is waardevol bo alles anders en moet bo alles anders nagestreef word, want daar gaan 'n skeiding kom. En dit is nie 'n manier van draai of braai nie, dit is oneffektief om so te preek, maar dit is iets wat bydra tot sy waarde. Daar gaan 'n skeiding kom. Ja. Ja, so dit is ook 'n groot vraag onder baie mense, veral onder ongelowiges, en hulle gebruik dit baie keer dan as 'n aanval op die geloof. Hoe kan ons dan met hierdie wraakdag van die Here met sy wederkoms, hoe kan ons dan troos vind daarin as gelowiges? Is dit dan nie sleg vir ons om eintlik troos te vind en tot 'n mate toe vreugde te vind in die wederkoms van die Here as dit 'n wraakdag is vir die ongelowiges nie? Ek dink die groot belangrike ding hierso is God se geregtigheid, nê. God se geregtigheid is alleen vir ons 'n bron van vreugde omdat ons aan Christus deel het, nê, omdat sy geregtigheid vir ons toegereken word. Maar omdat ons dan met Christus verenig is en omdat ons gemeenskap met die lewende God herstel is, het ons 'n saak met sy reg en wil ons dit sien geld.
So ek dink daarom ja, ons gaan nie sy geregtigheid gaan ons versadig. Dit gaan ons bly maak op daardie dag. Nee, 'n mens en ek dink deel van die rede is want 'n mens gaan almal gaan onthul wees vir wie hulle is, nee. In hierdie lewe is daar nog amper sê skille oor ons oë in 'n groot mate, nee. Sien ons nog in 'n dowwe spieël, soos Paulus sê. Kan 'n mens nie altyd sien wie is wie nie en kan 'n mens nie die hoe groot die sonde is so duidelik begryp nie, maar daai dag gaan ons begryp, nee, daai dag gaan die misteries wegval en daai dag gaan ons sien dat God volkome regverdig is, dat daar niks is wat van onreg ryk aan sy oordeele nie. Nee, almal sê regverdigheid is goed tot jy aan die verkeerde kant daarvan is. Ja, is baie waar, né? Ek dink dit is regtig nogal 'n mens almal wil 'n regverdige regter hê. Behalwe as hy skuldig is. Behalwe as jy skuldig is, nee, dit is nou die punt. So as jy baie keer met mense praat en jy vertel hulle van hierdie groot boosheid wat in die geskiedenis gepleeg is, sê nou maar met die Holocaust en met Adolf Hitler, nee, dan daar's regtig dan verstaan mense vinnig hoekom die oordeelsdag 'n troostdag is, né? Dieselfde met byvoorbeeld as mense te maak het met 'n plaasmoord, dan het 'n mens dan verlang 'n mens daarna dat geregtigheid sal geskied. Is baie moeiliker as jy en alle gelowiges moet op so 'n punt kom in hulle lewe. Dit is baie moeiliker as jy besef maar op jou eie geregtigheid is jy wel ook skuldig voor die Here as jy op jouself aangewese is. Ja, ek dink dit is dan eintlik baie mense wat sê hierdie is liefdeloos van Christene om so te dink. Dit is eintlik liefdevol van Christene. Eerstens liefdevol teenoor die Here dat sy geregtigheid geskied, dat sy heiligheid eintlik 'n prioriteit word, nê. Maar ook so is dit liefdevol teenoor die wat al teen gesondig is. Natuurlik Dawid sê dat hy teen die Here gesondig, so daar waar hy nie sê hy teen Uria gesondig deur hom te vermoor nie. Hy sê hy teen die Here. So maar ons sondig tog ook teen ons. So dit is dan liefdeloos om te sê dat die wat daarteen gesondig word, hulle oortreder moet eintlik maar nou net vrykom en vryspring van die oordeel. So dit gaan eerstens oor die Here se geregtigheid en heiligheid en dan daarmee saam ook liefde vir jou naaste wat te nagekom is deur die sonde. Dis interessant, revenge flicks is baie gewild. Ek dink John Wick is nou die duidelikste voorbeeld wat ek kan dink. Het iemand het sy hond doodgemaak, lekker, hy maak nou 60, 70 mense dood, ek weet nie, miskien honderde. So mense vind satisfaksie in revenge flicks, behalwe hulle vind nie satisfaksie in die regverdigheid van die Here nie. So dit is toch interessant, daar's 'n dubbelstandaarde en alhoewel Keanu Reeves redelik cool is hy nie totaal en al regverdig nie. So oordeelsdag gaan daar so oordeel geskied en dit gaan totaal en regverdig wees en dit gaan goed wees. En wanneer jy werklik onreg aangedoen is, dan verstaan jy die troos van die Here se oordeel. Ja, ek dink jy sê nou eintlik iets interessants Piet, dit ek dink dis 'n kombinasie van ons ongeduld en ons woede. En dan ook natuurlik 'n halwe gebroke soeke na geregtigheid. Ja. Wat dit veroorsaak. Alles wat goed is verdra die Satan om. Dit binne sleg. Ek dink jy slaan die hamer die spyker eintlik op die kop nie hamer as jy sê dat dis gewild en dis eintlik gewild as gevolg van ons sonde. Eintlik baie interessant om oor te dink. Ja. Wel ek met wie as iemand een van daai lelike goed seer maak, gaan ek waarskynlik 'n bytselbad in 'n wessie kry, maar ja. Nou, ja. Ons is lief vir ons diertjies en ons is lief vir ons families. Maar die geregtigheid is die Here se en die wraak kom die Here toe.
Dus dit altyd in gedagte hou. Maar so is dit dan ook 'n troos vir ons, nee. Ons was uitverkorenes as gelowiges, dis 'n troos vir ons daar waar ons ook wag op daardie dag. Maar dan gesê is daar enige laaste dinge wat julle dalk wil noem of oor praat? Dan sê ek vir die luisteraars baie dankie en dan sien ons julle volgende week.